As kind het ek soms gehoor dat my moeder en haar susters met mekaar spot as een se hare deur mekaar is, en dan gesê dat daardie een nes Daisy de Melker lyk. Op my navraag oor wie Daisy de Melker is, het hulle geantwoord dat die vrou gehang is omdat sy haar mans en seun vermoor het. Op 'n stadium het iemand vir my die ikoniese foto van Daisy gewys, en toe het ek verstaan waar die spottery met die hare vandaan gekom het. In 2008 het ek 'n boekresensie gelees wat my nuuskierigheid geprikkel het. Die boek was Daisy de Melker, Guilty or Innocent, deur Lynor Tancred. Ek sal die skakel na die resensie hieronder plaas. Kan dit wees dat Daisy de Melker dalk onskuldig ter dood veroordeel is? In my navorsing vir hierdie kort video het ek op geen ander bronne afgekom wat die standpunt huldig dat Daisy dalk regtig so onskuldig was as wat sy tot haar dood toe volgehou het nie. Dit is slegs Lynor Tancred wat die vraag vra. Vir die wat nie die verhaal van Daisy de Melker ken, of soos ek, nie die breë trekke van kennis dra, sal ek hier kortliks die feite gee. Vir diegene wat in die volledige besonderhede belangstel, sal ek aan die einde van hierdie video skakels na sulke video's plaas. Die berugte Daisy de Melker is as Daisy Louisa Hancon Smith op 1 Junie 1886 as een van 11 kinders gebore en op 30 Desember 1932 tereggestel vir die vergiftiging van haar seun, Rhodes Cecil Cowley. Hy was Daisy se seun by haar eerste man, William Cowley, met wie sy in 1909 getroud is. Na Cowley se afsterwe in 1923 is Daisy in 1926 met Robert Sprout getroud. Sprout is die volgende jaar oorlede, waarna sy in 1931 met Sydney Clarence de Melker getroud is. De Melker het gedurende 1903 tot 1907 vir die Springbokke rugby gespeel. Daisy se seun Rhodes is in Maart 1932 oorlede. 'n Lijkskouing het bepaal dat Rhodes as gevolg van cerebrale malaria oorlede is. William Sprout, die broer van haar tweede man, was egter agterdogtig en het sy saak by die polisie gaan stel. Die lyke van Cowley, Sprout en Rhodes is opgegrawe. Haar seun is in haar seun se lijk en strignien in die oorskotte van haar twee gewese mans gekry. Hierop is Daisy in hegtenis geneem en van moord op die 3 mans aangekla. Natuurlik het die koerante bloed geruik en die storie van die moordenaar was vir ten minste 'n maand lank voorblad nuus. 'n Apteker het Daisy se foto herken as die van 'n vrou wat kort van tevore haar seun, waarmee sy rotte wou vergiftig, by hom gekoop het, en daarmee was de Melker se doppie geklink. In die koerante en in die publiek se oë was hy skuldig lank voordat die hofsaak afgehandel is. Die regter het Daisy egter slegs op die moord van haar seun, Rhodes, skuldig bevind en ter dood veroordeel. Hy het gevoel dat die staat nie bo redelike twyfel kon bewys dat haar 2 mans aan strignien-vergiftiging dood is nie. De Melker is as Suid-Afrika se eerste reeksmoordenaar op 30 Desember 1932 gehang, maar het tot haar dood volgehou dat sy onskuldig is. Die skrywer van die boekresensie het die trant van wat Tancred in haar boek sê mooi opgesom. She may have been charged with the murder of 3 husbands and her son, but she was only found guilty on the latter charge, after some dubious legal representation and extremely shoddy investigation. By today's standards, the case would have been thrown out of court. Daisy's son died of poisoning. Daisy once purchased poison, so Daisy must be guilty. Hogwash. Lynor Tancred het in 'n blog in 2007 self die volgende oor haar boek gesê: This is not a plea for acquittal, nor an application for a belated reprieve, but a query as to whether there was not more room for reasonable doubt than was considered in 1932. It is a plea for justice. Instead of imparting a sinister slant to every circumstantial incident, it takes an impartial look at the facts and asks the questions that should have been asked all those years ago, but were not. Ek het nie die navorsing aangepak wat Lynor Tancred vir haar boek gedoen het nie, maar het wel die volgende opgemerk en met my vriend Google se hulp ontdek. Al 3 Daisy de Melker se mans
asook haar seun was loodgieters. Hierdie vakmanne word vandag nog loodgieters genoem, alhoewel hulle met vandagse tegnologie maar selde met lood werk. Destyds egter was die meeste pype van lood gemaak en enige toestop van gate of die las van pype was gemaak deur lood te smelt en dit dan oor die gat of die las te giet. Ons weet vandag dat lood baie giftig is en dat mens baie versigtig daarmee moet werk. Veral moet mens nie enige dampe van die gesmelte lood inasem nie. Daar was nie destyds die nodige kennis of beskermende toerusting wat vandagse vakmanne nodig het om veilig te werk nie. Ook die forensiese en mediese wetenskappe het geweldige spronge in die afgelope 90 jaar gemaak. Vandag weet ons byvoorbeeld dat daar simptome van arseenvergiftiging en loodvergiftiging is wat dieselfde presenteer, soos hoofpyn, moegheid en slaperigheid, maagpyn en krampe en verminderde rooi bloedseltelling. Dus, as die lyke nie deeglik deur kundige forensiese en mediese praktisyns ondersoek is nie, mag dit dalk net wees dat daar gefouteer is. Miskien is Rhodes aan loodvergiftiging dood en nie arseenvergiftiging nie. Dit kan ook die extremely shoddy investigation wees waarvan Tancred praat. Sover bekend het Daisy de Melker se derde man, Sidney de Melker, nooit enige tekens van vergiftiging getoon nie en is hy eers in 1953 op die ouderdom van 69 oorlede. Sommige reken dat die man gelukkig was om sy vrou se moordlus te oorleef, maar ek glo dat dit nie aangenaam kon gewees het om daagliks daaraan te herinner te word dat jou vrou die bekendste moordenaar in Suid-Afrika was nie. Daar is 'n gerug wat die rond te doen dat iemand na Daisy se dood 'n koevertjie met arseen daarin en haar seun se naam daarop in 'n radio van haar ontdek het. Maar ek persoonlik glo dat dit net 'n bollaar storie is, of soos wat die Engelse sê, urban legend. Oor die moontlikheid dat dit in Daisy se huis spook, wil ek my liewer nie uitlaat nie. Please be so kind as to comment below, subscribe to the channel, and if you like the video, like it and share it.